Goeienaand geliefdes. Geseënde Sabbat. Ek wil net vra dat u hoofde sal buig. Ek wil net 'n stil gebed doen, is dit reg? Amen. Baie dankie. Dis vir ons regtig 'n baie groot voorreg om saam met julle te kan wees hier in Mpumalanga. So ek en my vrou was hier op Witbrood gewees in 1999. Ja, so ons het in 'n 2-man tentjie. Ons het begin daar in Dullstroom. Toe gaan ons Sabie toe. En toe van Sabie Pelgrimsrus. En van Pelgrimsrus Graskop en toe in die Wildtuin. Ek gaan vir julle sê, daai is 'n storie in 'n half, waar ons uitgereën het daar en saam met vreemde mense in 'n kleiner gebly het. En van daar af is ons daarna, ek is daar naby Machado dorp. Toe het ons so 'n bietjie normaliteit gehad by vriende. So in 1999. So, julle kan hoor, daar's 'n beweging daar wat gebeur het, né? Ons het eintlik geen plan gehad nie. Wilna se oom, hy het gesê hy weet presies waar ons heen gaan. Ek dink ek is bly hy weet, want ek het nie geweet nie. Ja, so ons het 'n baie geseënde tyd gehad. En vanaand wil ek met ons praat, die titel van die boodskap is, Hier is ek in die reis. Hier is ek in die reis. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie dat ons vanaand u woord kan open, en ons wil vra, Here, dat u spesiaal nou met ons sal spreek, in Jesus naam, Amen. So ons gaan begin die verhaal van Jakob. So die van u wie nie by die Sabbatopening was nie, ons het vinnig gekyk na 5 persone in die Ou Testament, wie geantwoord het op die Here se roepstem en gesê het, hier is ek. En dan is daar een in die Nuwe Testament. So ons kyk nou na Genesis hoofstuk 31. Genesis 31. En terwyl ons blaai, wie van u het nog nooit getrek nie? Kom maar kyk. Nog nooit getrek nie. Jy weet, daar's mense in Durban. Dis 'n man en 'n vrou, hulle is al op pensioen. Dis 'n broer en 'n suster, nog nooit getroud nie. Hulle bly nog in die huis waar hulle groot geword het. Nou my lewe is die teenoorgestelde van dit. Die laaste paar jaar of klompie jare eintlik, julle ken daai bus. Die bus se naam is City to City, né? Ja, dis my lewe. Ons gaan net van die een plek na die ander en so God se kinders het oor die millennia eintlik baie rond beweeg. En ons gaan kyk vanaand na Jakob as 'n voorbeeld. En miskien kan u ook identifiseer met Jakob op 'n manier. Want partykeer dink 'n mens, jy moet trek. Maar dis nie die Here se wil dat jy moet trek nie. En ander kere dink jy moenie trek nie. Maar dan is dit die wil van die Here dat jy moet trek. Is jy met my? So ons gaan kyk hierso na Genesis 31. En ons begin by vers 1. Toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban. Nou julle moet onthou, hy het weggevlug vir wie? Vir Esau, né? So hy is nou hierso by Laban, en julle ken die storie, hy werk vir Rachel, kry vir Lea, en toe moes hy weer vir Rachel afbetaal, jy weet, 'n lang storie, en toe sit die diere, 7 jaar, 6 jaar, 20 jaar, en hy is daar by Laban, en dis nou die eerste keer dat Laban se seuns genoem word.
Hulle kom op die toneel. En hulle sê, Jakob het alles geneem wat ons vadersin was. En uit wat ons vadersin was, het hy al hierdie rykdom verwerf. Jakob het ook met eens aan die aangesig van Laban gesien, dat hy nie meer vir hom was, soos gister en eergister nie. Ek wil hê julle moet oplet. Hy hoor in vers 1, hy hoor die woorde. En dan vers 2 het hy gesien. Né? Hy hoor, dan sien hy, en dan vers 3, dan praat die Here. Sien julle? So hy hoor, hy sien, en dis 'n dilemma. Hy sien ek het 'n probleem, ek's 20 jaar hier, maar die gety het nou gedraai. Hier's nou moeilikheid. En die Here het aan Jakob gesê, luister mooi, gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie. En wanneer die Here 'n opdrag gee, dan gee hy dit saam met 'n belofte. En ek sal met jou wees. Dis pragtig, né? Dieselfde met Abraham, Genesis 12 vers 1 en 2. Hy sê jy moet nou gaan. Ek gaan jou 'n groot nasie maak. Ek gaan jou bewaar. Ek gaan jou lei. So die Here stuur ons nie op ons eie nie. Vers 3, en die Here het aan Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie, en ek sal met jou wees. Toe stuur Jakob en laat Rachel en Lea veld toe roep na sy kleinvee en sê vir hulle, ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie meer is soos gister en eergister nie, maar die God van my vader was met my. En julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het, maar julle vader het my bedrieg. Hy het my loon 10 maal verander. Nou wat beteken dit? Ek vermoed, dit was 10 keer minder gemaak, is dit nie? Weet, anders gaan jy nie kla nie. Jy sal mos bly wees as jy sê, nee, hy het nou 10 keer meer geword. Maar is interessant, daar by Bethel, toe hy die droom gehad het, van die leer, en die engele wat op en af gaan op hy leer, en hy, op wat se lekker kussing het hy geslaap daarso? Klip, né? My kussing, jy weet, hy voel partykeer soos 'n klip, ek het hom net reg kry, dan pas hy mooi. En hy het daai klip met olie gesalf, en hy het daar 'n belofte gemaak. Kan julle onthou wat die belofte was? Hy sê, as u met my is, dan sal ek 'n 10de van alles vir u gee. Amen? So ongeag die 10 keer, wat sy salaris minder gemaak is, het die Here hom nog menigvuldiglik geseën. Tot die punt, dat Laban se seuns kom nou en sê, wag 'n bietjie, hierdie man, hy vat nou alles. En luister hierso, alhoewel hy my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. Dis die God wat ons dien. As hy sê die gestippeldes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. En as hy sê die gestreeptes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreeptes. So het God dan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee. Een keer in die tyd, toe die klein vee verhit was, het ek my oë opgeslaan en in 'n droom gesien, dat die bokramme wat die klein vee dek, gestreep, gestippeld en bont was. Nou kyk na vers 11. En die engel van God sê vir my in die droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek. So wat nou hier gebeur is, vers 3 word nou verduidelik. So God het vir hom gesê, gaan terug, so nou word dit eintlik net op 'n langer wyse mooi verduidelik. En hy sê, slaan tog jou oë op en kyk, al die bokramme, wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont, want ek het alles gesien, wat Laban jou aandoen. Amen. Daar's 'n God in die hemel wat alles kan sien. Hy weet presies wat met ons gebeur.
Ek is die God van waar? Van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Kan julle sien? So, die Here sê vir hom, onthou jy 20 jaar terug het jy daai belofte gemaak, 'n gelofte aan my, en ek is besig om jou te seën. Maak jou dan klaar, trek weg uit hierdie land, en gaan terug na jou geboorteland. Toe antwoord Rachel en Lea en sê vir hom, dit is die eerste keer dat Rachel en Lea nou saamstem oor iets, né? Hulle het nog nooit saamgestem, maar hierdie keer stem hulle saam. Rachel en Lea sê vir hom, het ons nog deel of erfenis in die huis van ons vader? Word ons nie deur hom as vreemdelinge beskou nie? Want hy het ons verkoop en die geld wat deur ons verkry is, geheel en al deurgebring. Nou ek wil hê julle moet ietsie mooi sien hierso. Dat in die tyd van die Bybel, die Lebola daai tyd, was 'n goeie ding. So, as 'n jong man met my dogter wil trou, dan sê ons soveel koeie, reg? Dis nou die Bybelse tyd. Dan kom hy met daai koeie, sê maar dis nou 10 koeie. Wat gebeur dan? Dan gee ek daai 10 koeie vir my dogter as 'n bruidsgeskenk. So hy bewys, hy kan. Die jong man kan, hy kan 10 koeie bring. Maar dis nie vir my om te vat nie. Ek gee dit dan aan my dogter as 'n geskenk. Dit was die Bybelse model. Maar deesdae werk dit anders. Julle weet, mense probeer maar geld maak uit dit uit. En nou kla hulle en sê, weet julle wat? Ons pa het alles deurgebring. Alles is opgebruik. Want al die rykdom wat God van ons vader weggeneem het, kom ons en ons kinders toe. Doen nou alles wat God jou gesê het. Geliefdes, mag ons egmaat ondersteun. Want die Here praat nie altyd met albei gelyk nie. Reg? Die Here sal dalk iets op my vrou se hart lê, of dalk iets op my hart lê. En die ander een moet sê, doen dan nou alles wat God jou gesê het. Toe maak Jakob ontklaar en laai sy kinders en sy vroue op die kamele. En toe is hulle daar weg. Nou ek wil hê dat ons iets moet sien hierso. Ek het my inkleerpotlode saamgebring. Ek het nog my inkleerpotlode, hoor, van toe ek 9 jaar oud was. Hulle is daar in die laai, en my kinders mag net na hulle, weet toe hulle klein was, mag hulle net kom kyk. Kyk hulle pa se potlode aan, berg hulle. So ek het patriarge en profete saamgebring, net om bietjie in te kleer. So dit sê so op bladsy 193, Jakob sou reeds lang tevore van sy slinkse bloedverwant af weggetrek het. Wie is dit? Dis Laban. So, dis waar hy vandaan kom, dis waar sy pa en ma was. Hy is nou hier by Laban. Hoekom trek hy nie weg nie? Dis die vraag. Maar hy was bevrees dat Esau hom dalk kon ontmoet. So die vrees van Esau hou hom hierdie kant, maar dis nie lekker hierson nie. OK. Nou het hy egter gevoel dat Laban se seuns vir hom 'n bedreiging was, want hulle het sy rykdom as hulle eie beskou en kon dalk probeer om dit met geweld af te neem. So daar's nou 'n vrees van 20 jaar. Hier is nou 'n ongemak van 20 jaar, maar nou is daar 'n bedreiging. En hy besef hier's moeilikheid. Maar wat doen hy? Hy was baie ontsteld en het nie geweet waarheen nie. Het jy al so gevoel? Wie van u was al baie ontsteld en jy weet nie waarheen nie? Maar gedagtig aan die belofte te Bethel het hy by die Here gaan raad soek. Dis mooi, né? Het hy by die Here gaan raad soek. Sy gebed is in 'n droom beantwoord. Gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie en ek
sal met jou wees. So ek wil hê dat u moet sien, daar is gebed, dan sê die Here vir hom, Jakob, en hy sê, hier is ek, en dan sê die Here, jy moet gaan. Ek wil hê jy moet daai patroon sien. So daar's gebed, God roep sy naam, hy sê, hier is ek, gaan. As ek my seun roep, dis gewoonlik om hom te stuur, is dit nie waar nie. Sê, kom hierso, gaan. Is interessant, né? Kom hierso, gaan. Ja. Genesis 46. So nou het die hele storie van Josef plaasgevind. En dit is ook 'n lang storie daai, hoor. Weet jy hoe lank was Josef daar? So, hy het 10 jaar vir Potifar gewerk. Hy was 3 jaar in die tronk. Toe is dit die 7 vet jare. Nou trek ons al op 20. En dan in die 2de jaar van die droogte, die hongersnood, toe kom die broers daaraan. So is 22 jaar wat Jakob nie sy seun gesien het nie. Hy het gedink hy het dit. En nou stuur Jakob daai waans. En kyk toe die broers nou vir die pa moet vertel dat Josef lewe. En toe die moeilikste ding moes hulle vir hulle pa gesê het wat eintlik gebeur het. En die pa kon dit nie glo nie. Maar toe hy opkyk en hy die waan sien, toe weet hy, Josef lewe. Dis mooi, né? Ons moet sorg vir ons ouers tot op hulle ou dag. Amen. So kom ons kyk net na 45 vers 28. En Israel het gesê, dit is genoeg. My seun Josef lewe nog. Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe. Hy was 17 jaar oud toe hy verkoop is, 22 jaar in Egipte, en toe die Here vir Jakob nog 17 jaar gespaar. 17, 22, 17. Vers 46. En Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het, en in Berseba gekom, en hy het offerandes gebring aan die God van sy vader Isak. Nou, ek wil net hê julle moet verstaan, as die Bybel sê van Dan tot Berseba, wat beteken dit? Dit beteken basies van dis net andersom, maar Cairo to Cape, né? Ons sê altyd Cape to Cairo, maar dit is van die noordelike deel van Israel, Dan, Berseba is in die suide. Verby Berseba, dan gaan ons nou Egipte toe. Is dit reg? Ek kyk nou vir Linda, sy het my biblical backgrounds geleer. Ons moes daai kaarte swat, hoor. So ek onthou nog daai deel. Ja, ek het probeer. So, hy is nou op die suidste punt van Israel. Nou gaan hy uit. En weet, dit is moeilik, dit maak nie sin nie, want die Here het gesê, hy gee die beloofde land vir hulle. Nee, Kanaan. Maar nou moet hy uit Kanaan uitgaan. Het jy al verward gevoel? Kan jy my verstaan, hoekom is dit nou so nie? Die Here het my dan so gelei. Hoekom is dit nou so? Onthou, die Here het met hom gepraat, daar in Padan Aram, en gesê, gaan nou terug. En hy gaan terug na Kanaan toe. En nou sê die Here, nou moet jy gaan na, of eintlik Josef gee vir hom die uitnodiging, daar is 'n hongersnood, en nou weet hy nie wat om eintlik te doen nie, maar hy gaan tot daar by Berseba, en wat gebeur nou? En in Berseba gekom, en hy het offerandes gebring aan die God van sy vader Isak. En God het tot Israel gespreek in naggesigte en gesê, Jakob, Jakob. En hy antwoord,
hier is ek. Nou wat vir my baie interessant was toe ek hierdie studie gedoen het, met meeste van die gevalle, die eerste keer wat die Here met hulle praat, noem hy hulle naam 1 keer, Jakob, dan sê hy, hier is ek. Die tweede keer, dan sê hy, Jakob, Jakob, en dan sê hy, hier is ek. Toe sê hy, ek is God, die God van jou vader, moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. Weereens, die opdrag om te gaan, en wat kom na die opdrag? Die belofte, sien julle? Hy maak 'n belofte, hy sê, ek sal saam met jou wees, ek gaan jou 'n groot nasie maak. So ek lees vir ons weer hierso uit Patriarge en Profete. Bladsy 232. Die vader met sy seuns en hulle gesinne vergesel van hulle baie aanhangers en vee was spoedig onderweg na Egipte. Hulle het met blydskap gereis en toe hulle by Berseba aankom, het die patriarg brandoffers aan die Here geoffer en hy het die Here om die versekering gevra dat hy saam met hulle sou gaan. Kan jy sien, hy bid weer? Hy bring offerandes en hy bid. In 'n naggesig het die woord van die Here tot hom gekom, moenie bevrees wees nie om na Egipte af te trek nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. Ek sal saam met jou aftrek na Egipte en ek sal jou gewis weer laat optrek. En Josef sal jou oë toedruk. Dis eintlik 'n mooi belofte, om te sê, weet jy wat, Josef sal saam met jou wees, wanneer jy jou asem uitblaas. En hy gaan jou oë toemaak vir jou. Daarna het Jakob weggetrek van Berseba af, en die seuns van Israel het hulle vader Jakob met hulle kinders en hulle vroue op die waans gelaai, wat Farao gestuur het om hom te vervoer. En hulle het hulle vee en besittings geneem, wat hulle in die land Kanaan verwerf het, en in Egipte gekom, Jakob en sy hele geslag saam met hom, sy seuns en sy kleinseuns saam met hom, sy dogters en kleindogters en sy hele geslag, het hy saam met hom in Egipte gebring. So ons kan sien weer eens, gebed, die Here praat, Jakob, Jakob, hy sê, hier is hy, en dan sê hy, jy moet gaan. Jy moet gaan. En nadat hy gesê het, gaan, ek gaan saam met jou wees, ek gaan jou 'n groot nasie maak, die belofte. So ek gaan vanaand vir julle 'n stukkie van ons storie vertel. Ek het met die Sabbat opening net vinnig daaraan geraak, dat ek het nie begin in die bediening nie. So ek is gebore op 'n plek met die naam van Zeerust. Wie weet waar Zeerust is? Okay. So dis nie waar hulle die vrugtesap maak nie. Want mense dink Zeerust is Zeerust. Ek sê nee, daar's geen vrugtesap op Zeerust nie. Dis baie droog. Is daar naby die Botswana grens. So ek is daar gebore en daar getoe, né? Ken julle daai Afrikaans? So Afrikaans is my derde taal. Julle het dit nie geweet nie, né? Okay, so my eerste taal is Engels. My tweede taal is Setswana. Setswana Kiasibu. My derde taal is Afrikaans. En ek het daar groot geword. So kom ek vertel die storie nou so. Okay, daar's 'n klein stukkie plaas naby 'n dorpie met die naam van Groot Marico. Ken julle Groot Marico? Okay. Hulle sê as jy die Marico se water gedrink het, dan gaan jy altyd terug. So my pa het 'n stukkie grond daar gehad en ek is gebore terwyl hulle op daai plaasie gebly het. En ons het 'n paar beeste gehad, net so handjievol. Dit was 'n klein besproeiingsplaasie en later het ons in die dorp gaan bly. En my ouers het redelik swaar getrek en die van julle wat al ooit see toe gegaan het, wie van julle was al op 'n vakansie see toe? Seker meeste mense kan hulle hand opsteek. Jy weet die eerste keer
toe ek saam met my pa en my ma en my broer op 'n strand gestaan het, was ek 29 jaar oud. So, Linda het my ontmoet voordat ek saam met my familie op 'n strand gestaan het. Ek het al my eerste kind vasgehou. So ons het dit nie geken nie. Ons het nooit na die wildtuin toe gegaan nie. Ons het maar, jy weet, ek het 'n baie interessante en ryk lewe op 'n ander manier gehad, né? Maar nie die normaal gehad, as ek dit so kan stel. En vir my een verjaarsdag, ek dink ek was seker so, ek is nie heeltemal seker nie, maar laerskool. Toe gee my pa vir my 'n kalfie. En daar is iets in my geaardheid wat perfeksionisties is. En ek wil nou die beste naam vir die kalf uitdink. En ek het so lank gedink, dat die werkers op die plaas nader gesê het, nee, hierdie is Kimpie. Nou my naam is Kim, so dis nou Kimpie. So, ek het nooit 'n naam vir die kalf uitgedink nie, ek het te lank gedink. En ja, toe is dit Kimpie. En Kimpie het groot geword, en sy het 'n kalf gehad, en toe later nog 'n enetjie, en as dit 'n bulkalf is, dan verkoop ek, en vers kalf dan hou ek, en partykeer sal ek my pa ruil, as ek 'n bulkalfie het, en dan ruil ek, en so het my besies nou begin meer word. En naderhand het ek my eie merk, my pa het sy merk, my broer het ook 'n paar, maar hy het maklik verkoop en koop 'n motorfiets, jy weet, 'n scrambler. Dan wonder hy, hoekom word Kim se beeste meer, en hoekom word syne nie meer nie? Want die scrambler kan nie kleintjies kry nie, né? Ja, so, wat toe gebeur is, die jare rol aan, en my pa het toe 'n plaas gekoop, noord van Zeerust, op pad Nuutverdien toe, Gaborone toe, op daai pad, wie ken daai pad? Noord van Zeerust, né? Daar by Sulkaatskop verby, né? En so op daai pad toe koop hulle 'n plaas van 1300 hektaar. Dit is groot plaas. En die beeste was te min vir die plaas. En om 'n ander lang storie kort te knip, my pa het 'n landbanklening gevat, beeste gekoop. En uiteindelik toe is daar genoeg beeste op die plaas. En ek het my hart vir die Here gegee die einde 1996. Ek was 21 jaar oud. So ek het ongelukkig te lank gewag. Maar ek is bly dat ek dit wel gedoen het. Amen. Ek wou dit opreg doen, en ek glo toe ek dit gedoen het, toe was dit my hart wat reg was. So ek is toe gedoop in die begin 97 in Lichtenburg. En toe, ek wil te veel stories gelyk vertel, maar ek kon nie gaan swat nie, soos gewone mense. Want daar was 'n probleem met 'n boikot, ons het so 'n winkeltjie gehad, en ek het toe dadelik begin werk. So ek het op 18 begin werk vir die staat, die Here het vir my 'n weg oopgemaak om vir Departement Landbou te werk, en ek het vir die direktoraat veeartsenydiens gewerk, onder die staatsveearts, en ek het dieregesondheid geswat deur die pos. So dis werk in die dag en swat in die nag, en dit was maar moeilik, dit was nie maklik nie. En toe het ek nou salaris verdien, en ek het toe nou ook eintlik by my pa, dan koop ek nou die beeste by hom, ek sal nou vir hom geld gee, in plaas van dat die beeste nou verkoop word, dan hou ons nou die beeste op die plaas, dan sit nou myne. So ek het toe nou 'n klein kiddetjie nou begin ontwikkel daar, en hy het nou die groot kudde, en ek raak betrokke met jeugwerk, en van julle ken my dalk al van daai tyd af, ons ken mekaar al lank. So ek was die jeugleier in die Noordwes gewees vir 4 jaar, so dit was van 1998 tot 2001, en in 1999, daai tyd toe julle daar by ons was, né? Abundant Life was daar, hulle het 'n draai op die plaas kom maak, en daar het iets gebeur. Ons plaas het gegrens aan 'n stad van so 18 tot 20.000 mense.
En daar was baie konflik daai tyd en probleme tussen Bophuthatswana en daar was baie dinge. En hulle het ons baie lastig geval, die plaas aan die brand gesteek, hulle het ons gedreig met die dood, daar het baie dinge gebeur. En ek dink, wat ek net wil sê op daai punt is dat 'n mens het 'n keuse. Gaan jy nou vir die res van jou lewe nou kwaad wees daaroor, of gaan jy sê, die Here het ons daar deurgedra, en dit het my 'n beter mens gemaak. Amen? Ja, so dis die keuse wat ons het. En hulle het strikke gestel op die plaas, en toe vang hulle eendag my een koei. Die strik het daar so om die neus gevang, en toe my pa haar kry, toe sy so opgeblaas, en hulle het niks gevat nie. Daar is nie een stuk vleis gevat nie, sy het net daar gelê en gevrot, en sy het 'n klein kalfie gehad van 3 weke oud. En dit was vir my 'n baie harde hou. Ek het die foto gesien van hoe sy gelyk het. En ek het 'n gedig geskryf. Ek is nie 'n digter nie, maar ek het 'n gedig geskryf, uit my hart uit. En my menslike reaksie was, ek wil nooit weer so verlies hê nie, ek gaan my beeste verkoop. Maar toe dink ek, dat enige iemand sal so dink. As ek nou weer 'n pothol slaan, dan emigreer ek, né? As hulle weer hier gaan inbreek, dan trek ek, né? Toe dink ek, nee, maar enige iemand, of hulle nou God ken of nie, sal nou so redeneer. En ek het toe ernstig begin bid, en ek kry toe 'n sitaat in die Gees en Profesie wat sê, soon there'll be no safety in the possession of flocks and herds, as gevolg van die siektes onder die diere. So ek wil net 'n klein voetnotaatjie maak. Baie keer lees ons so 'n sitaat, en ons dink, God weet klappie sweep nou. As jy mooi luister, sal jy hoor, dis 'n God wat omgee. Hy sê, binnekort gaan dit nie veilig wees om kuddes aan te hou nie, as gevolg van die siektes van die diere. En dis nou baie moeilik, want ons was besig om 'n stoetkudde te teel. Wie van julle ken beesboerdery? Paar van julle? So ons was besig om 'n stoetkudde op te teel, en ek het nou die opleiding gehad, my pa het ook vir veeartsenydiens gewerk, en ek was in reproduksie, dit was my passie gewees, en dragtigheidstoetse, kunsmatige inseminasie, my passie was om te spesialiseer met die oorplasing van embryos. So die topman in Suid-Afrika, Dr. Ronnie Delarey, hy het my begin oplei, en ek wil, dit is nou my toekoms, né? Ek gaan embryos oorplaas. En weet julle, toe lees ek daai sitaat. Nou weet ek nie wat om te doen nie. Maar ek het met niemand gepraat nie. Ek en Wilna was op daai stadium verloof. Dis toe julle daar op die plaas kom kuier het. En net nadat daai kamp verby was, ons het 'n kamp op die plaas gehad, toe het ek daar in die veld met die Here gaan praat. En ek sê vir die Here, hy moet asseblief vir my wys. Nou ek het nog nooit vir die Here 'n teken gevra nie. Dit was die eerste en die laaste keer. Maar ek het hom gevra. As hy wil hê ek moet my beeste verkoop, dan moet hy dit laat goed gaan. Nou, dit is nogal snaaks, né? Want as jy sê, as nog een vrek, as nog een, dan weet ek. Maar soos ek net al gesê het, enigiemand gaan so redeneer. Maar ek het vir die Here gesê, as dit goed gaan, dan is dit die teken dat ek moet verkoop. Maar hoe definieer 'n mens goed gaan? Toe dink ek nog, en ek het gebid, en weet julle, ek het besef, in 25 jaar, was daar nooit 'n tweeling op ons plaas nie. Nooit nie. En ek het die beeste gesinkroniseer, jy gebruik hormone,
dan kom hulle almal gelyk op hitte, dan doen jy kunsmatige inseminasie gelyktydig. By ander boere sal ek tweelinge gekry het, maar nooit by ons nie, nooit. Toe sê ek vir die Here. En toe het ons opgehou met die KI, toe is dit klaar, toe gebruik ons net bulle en dit was dit. Nou weet ek, daar is nie 'n kans wat hormone betref. Toe sê ek vir die Here, as hy wil hê, dat ek my beeste moet verkoop, moet hy asseblief vir my 'n tweeling gee, tussen my diere. En ek het daai gebed gebid, daai 1999. Ek en Wilna is daai Desember getroud, en ons het nou kom honeymoon nou hierso in die Laagveld, en gaan terug, ek het eintlik van dit bietjie vergeet, en op 'n stadium, hier Augustus maand, toe sê ek vir Wilna, kom ons bid oor die beeste. En toe ek daai gebed gebid het van die teken, het ek een vriend van my gesê, ek het die agterste voorteken gevra vir die beeste. Dis al wat ek gesê het, want ek was eintlik bang om dit te sê. Want onthou, die Here bly aan die kant die Orion, besef julle dit? Dis 'n almagtige God in die heelal wat daar woon. En ek het nou met hom gepraat, en vir hom gevra, hy moet asseblief vir my 'n tweeling gee. En ons het gebid, maar Wilna het ook nie geweet van die teken nie. En toe ry ek met die klein Hilux bakkie, daar van Zeerust af, en ek is op pad na een van die boere toe daar, noord van Zeerust, en ons ry deur my pa se plaas, en ek het baie keer net gestop, as ek sien my ma's daar tussen die koeie, dan sal ek net bietjie stop en hallo sê. So Augustus maand, hy terpentyngras waai so. Ken julle die Augustuswinde, né? Die terpentyngras is so, dis droog. My ma het altyd 'n blou overall gedra en 'n kakie hoed. En Wilna se venster was toe en myne ook. En ek sien my ma kom aangehardloop en daar's 2 vingers in die lug. En toe ons die venster oopdraai, toe hoor ek, L.E.A's got twins, L.E.A's got twins. En jy weet, dit het gevoel asof God met my praat. Net dan. En my ma is opgewonde en Wilna is opgewonde en ek sit daar so en ek besef, dit is een van my diere, dis 'n vers, sy het nog nooit voorheen gekalf nie, daar's geen hormone betrokke nie, dit was 'n swaar jaar, so daar's nie 'n kans vir 'n multi-ovulasie nie, verstaan, dit is moeilik. Al daai goed. En toe moes ek nou vir hulle sê wat ek gebid het. En ek het uitgewerk, dit was 9 maande terug wat ek gebid het, en hoe lank vat 'n kalf? 9 maande, né? So toe ek gebid het, het die Here die gebed beantwoord. En toe sit my pa nou daar, en hy het 'n plaas vol beeste, en hy weet nou nie wat om te doen nie, want ek sê, ek gaan verkoop. En dit is nou moeilik, want ons is besig om 'n stoetkudde te teel, verstaan julle? En ek het op 'n stadium vir my pa gevra, waar sien hy homself in 10 jaar, daai tyd? Hy sê nee, hy sien homself op 'n veiling waar ons stoetbulle verkoop. Jy weet, dis maar die droom. En my pa het op sy knieë gegaan. Dis een ding vir my pa, né, wat ek sal altyd onthou. Langs sy bed, op sy knieë, en hy bid lank. In sy stilte. Jy kan daar verbyloop saggies, jy sien hy bid, en hy bid 'n lang tyd daar. En hy het met die Here gepraat, en hy het vir die Here gesê, Here, U het my seun gewys, wys asseblief ook vir my. En jy weet, 2 weke na daai tweeling van my, toe kalf een van sy beeste 'n tweeling. 25 jaar, 0. Tweeling, en klaar. En om 'n lang storie net so 'n bietjie Constantina in te druk, ons het probeer om daai beeste te verkoop, maar ons kon nie. En weet jy hoe vreemd is dit nou? Want die God van die hemel wys jou, nou probeer jy, en hierdie ou kom, hy soek net 5, en hierdie een kom, hy soek net 10, en hierdie een kom, hy soek 6, maar hulle soek die mooistes en die bestes, né?
En dan raak die gemiddeld van jou kudde nou al swakker, want elke kudde het die bestes en daai wat nie so goed is in jou middel. Hulle soek altyd daai wat dragtig is en 'n kalf het, weet 'n 3 in 1, ek soek hulle, né? En daar kom mense daaraan, 'n vrou, 'n weduwee met haar 2 seuns. Die oom is oorlede, hulle het nou geërf, en die 2 seuns wil nou graag 'n kudde begin, soos wat hulle pa nou gehad het, of iewers in die verlede. So nou kom hulle daar, hulle sê, nee, hierdie is nou, net soos sy pa se beeste het so gelyk. Maar ek sê aan, hy loop met 'n briefcase, né? Julle weet wat 'n briefcase is, né? So aktetas, né? Maar ek sê vir jou, daai ou se knekels is wit, hoor. Ek sê vir hy loop met daai tas heel plek. Ons is in die kraal, oor die hek, deur die draad, hier gaan die met daai aktetas. Die knekels is wit. En nou wonder ek, wat is in daai aktetas? En hulle soek toe die mooistes. Weet, hulle het kalvers, hulle is weer dragtig, mooi. En die prys vir daai pasel was, daai tyd was beespryse nog laag, ek weet nie wat is hulle nou nie. Maar dit was 160.000. Dit was die prys vir daai pasel. En dit is eintlik maar ons bestes nou wat ons vir hom nou aanbied. En ons kom daar by die plaashuis en ek voel al klaar sommer daai benoudheid. Ons sit daar in daai sitkamer en hulle sê vir ons, daar's 140.000 in daai tas. En dis wat hulle vir ons aanbied. En ek sien my ma en pa raak so bewerig, jy weet, want ons het arm, ons het maar swaar getrek, hoor. Daar was nie ceilings in daai huis nie. En ek gaan om die hoek en ek praat met my pa en my ma, ek sê, wat is ons prys? Nee, die prys is 160.000. Ek sê, is dit 'n regverdige prys? Ja, dis die regte prys. Ek sê, wel, dan bied hulle te min aan. Ons gaan toe terug, my pa kan nie praat nie, my ma kan nie praat nie, hulle is nog te bewerig. Ek sê, nee, die prys is 160.000. Ek sien die mense kyk ons, hulle vat maar die tas en daar gaan hulle weer. En soos ek die storie vertel, besef ek, dis eintlik 'n lang storie. En in elk geval, toe op 'n dag, toe het 2 van Wilna se ooms my pa genader en gesê, hulle moet hulle boerdery diversifiseer, en dis wat hulle finansiële raadgewer vir hulle gesê het, en hulle moet nou begin bietjie beeste ook boer. Kan hulle kom kyk? En hulle kom toe, en soos ek sê, dis 'n groot plaas, daar's verskillende sypings op die plaas, so hulle gaan na die een syping toe, en my pa het nou daar 'n pasel nou weer daar by mekaar gesit, en Wilna se een oom staan daarso, en hy sê, hoeveel soek jy vir, ja, hoeveel soek jy? Ek wonder my pa nou, wat bedoel hy, want hy het nou klaar gesê, wat kos nou weer die pasel? My pa sê, bedoel jy die pasel? Hy sê, nee, hoeveel soek jy vir al die beeste op die plaas? My pa probeer nou dit nog verwerk, en hy sê, hoeveel soek jy vir die bil? Want die bil kom daar verby geloop. My pa sê, nee, jy verkoop nie die bil, jy weet, eerste nie. Hy sê nie, maar verstaan jy nie, ons vat almal. Maar hy het nog eers almal gesien nie. En weet julle, my pa klim toe daar in sy ou bakkie, en hy vat 'n stuk papier, en daar's 'n syfer in sy kop, en hy skryf dit neer. En sit dit daar in die kabiel. Die paneelkussie, né? En toe moes ons nou al die diere, want ons ken hulle name, en ons moet nou die nommers insit, dat almal net kan weet wie's wie, want ons ken die nommer in jou kop, my ma ken hulle eintlik, en sy het hulle geken soos haar kinders. En weet julle, ons doen toe dragtigheidstoetse op almal ingeënt, en een van die grootste toetse wat ek gehad het, was een van my koeie. Ek sit my hand in, en 'n dragtige koe is mos dierder as die een wat leeg is, né? En ek het so gewens, sy's dragtig, maar sy was nie. En dit was 'n toets vir my. Toe sê ek, nee, sy's leeg. En ek dank die Here het my gehelp om dit te sê. En
Ons het 6 bladsye data gehad. Daar's een os wat weggehardloop. Die dag toe die tollies verkoop word, toe hol hy weg. En hy het groot geword, mak geword. Hy het my pa se baard altyd so kom ryk en so. Hy moet ook 'n prys kry. Okay, ons moet vir hom ook 'n prys maak. Die bulle was duur. My ma se Hans kalvers, want van die koeie is in die strikke gevang, en dan moet die kleintjies nou weet groot gemaak word. En toe kom my pa daar na ons huis toe. Ek en Wilnat in die dorp gebly, en ek werk toe nog vir veeartsenydiens. En ek sit met die calculator. Eers gaan ons deur die bladsye. Okay, hoeveel vir hierdie groep? Hoeveel vir hierdie groep? Dan sê ek 'n prys, hy sê nee, dis te veel, bietjie minder. Okay, so. Jy werk met R50, jy weet? R2150. So, dan gaan dit nou so. En wat van daai boekpens, weet, kalf, nee, so om 'n prys gee. Okay. En toe ek nou klaar geskryf het, toe gee ek die papiere vir my pa, hy lees. En ek tik op die calculator. Toe ons klaar is, toe wys ek my pa. Hy word spierwit. En hy haal daai papiere uit sy sak uit wat hy 2 weke terug geskryf het. Toe is dit dieselfde bedrag met 'n verskil van R500, ek dink. En jy gaan nie vir die persone sê dis soveel en R500 nie, né? En toe gee ons die prys deur vir die ooms, en hulle dink toe nou baie lank. Dink ons, ja, jy weet, het ons nou fout gemaak, maar ons het gebid, en ons het gedoen, en ons het uitgewerk, en daar. En toe sê hulle, nee, hulle het nie geweet, die bulle is so duur nie. Maar, as jy jou kudde wil verbeter, moet jy maar dierbulle koop. En na 2 weke se wag, hulle bel, hulle sê, die lorries kom. En weet julle, ek het nog nooit sulke lang trokke gesien nie. Het lyk soos 'n trein, trek hulle daarin. En daai beeste word gelaai. En ek gaan vir julle sê, dit was 'n blye dag, maar 'n moeilike dag. En vir my ma kon sien, jy weet. En toe daai trokke nou moet ry, toe is daar nog 2 beeste kort. Onthou jy laai 'n hele plaas se beeste, né? Op een dag. Klein kalfies wat gebore is, eergister moet op bakkies gelaai word. En weet julle, net toe daai trokke wil ry, toe kom my laaste 2 koeie aangehardloop. Toe is hulle in. En wat vir ons lekker was om te weet, hulle gaan nie slagpale toe nie, hulle gaan nie na 'n vreemde plek toe nie, hulle gaan na familie toe, né? En daar gaan hulle. En ek het die voorreg gehad om hulle partykeer te gaan besoek. Toe wonder ek, hoekom is hulle eers in die Mei maand van 2001 verkoop? Die einde 99 het ek die teken gevra. Die Here die Augustus van 2000 die teken gegee. En weer, ek dink omtrent 9 maande later, word hulle eers verkoop. Toe besef ek, in die April maand, so die Mei maand word hulle verkoop, in die April maand, het ek vir die Here gesê, hier is ek, stuur my. En ek gaan julle môre daarvan vertel. Toe ek my besluit gemaak het, om vir die Here te werk, toe het hy alles bymekaar getrek. So ek weet nie, waarmee julle op die oomblik worstel nie. Ek weet nie wat die vraag is wat julle het. Die onsekerheid oor die toekoms. Ons het 'n hele boerdery toegemaak. Want God het gepraat uit die Orion uit. Amen. Hy het vir ons gesê, dis wat nou moet gebeur. So dis gebed. En dan roep die Here jou naam. En jy sê, hier is ek. En dan sê hy, gaan. En ek sal saam met jou wees. Amen. Ek wil vanaand 'n geleentheid gee. As u vir die Here wil sê, Here, ek wil graag u stem duideliker hoor in my lewe.
As dit u gebed is, dan kan u opstaan, dan sal ek vir julle bid. Ons dierbare Hemelse Vader, Here, ons wil dankie sê dat ons kan kom na die Vader, die God van Abraham, van Isak, van Jakob, die God van ons vaders. Here, dankie dat u 'n ewige God is, 'n God wat ons naam ken, 'n God wat ons naam roep, 'n God wat ons graag wil stuur. En Here, ek wil vanaand bid vir myself en vir my broers en my susters. Here, help ons om meer tyd in gebed te spandeer. Help ons om daai geloftes wat ons aan u gemaak het te hou, soos wat Jakob dit gedoen het daar by Bethel, en getrou was aan daai gelofte. Help ons om ons doopbeloftes te onthou wat ons gemaak het voor u en voor getuies. En Here, vanaand is ons gebed. Help ons om u stem duidelik te hoor. Help ons om te reageer met ons hele hart. Help ons om te gaan waar u ons stuur. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.